Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 110. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek Is dit Armageddon? Dis 'n A4 boek, so net kort van 500 bladsye. Rooi boek met die 4 perde wat so hardloop. Inligting wat ek wil amper sê wat hulle gelyke nie het nie. Op 'n eenvoudige manier. 57 jaar se navorsing. Halleluja. Sou jy belangstel in enige van my boeke, sê weer, is dit Armageddon? Skakel ons by ons WhatsApp nommer 0722367124. Jy gaan agterkom ek noem Pastoor Rika minder. Ek het al gesê kontak Pastoor Rika. Hoekom? Want ek antwoord meeste van die tyd die foon, haar foon het my foon geword en my foon het haar foon geword. Want ons het so 3000 telefoonnommers op hierdie foon en dit is almal mense wat javiste is en studente reg oor die wêreld. So dis hoekom ek nie meer altyd sê Pastoor Rika nie. En so ek het ook die verantwoordelikheid weggevat van haar af omdat sy nie altyd lekker is nie. Maar ons dank Jaffa, dit gaan eintlik baie goed. So ek noem dit maar net in geval u dalk wonder hoekom noem ek haar naam nie so gereeld soos altyd nie. Maar sy doen 'n fantastiese werk en ons loof Jaffa vir dit wat sy doen. 0722367124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is dit uiters belangrik dat jy na deel 1 toe gaan, en daar begin. Jy is verskriklik welkom. Maar gaan na deel 1 toe. Dit is ook verskriklik belangrik dat jy sal inteken by die, of hulle noem sommer subscribe, vat sommer kort pad. Subscribe, inteken, dat jy al die verskillende studiekennisgewings kan ontvang. Deel ook die kontak of die link met die vriende en die kennisse. Dit gaan lewensverandering wees. Pen en skryfblok is belangrik. En natuurlik 'n 3353 Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir môre, hier waar ons aan die einde van 'n week is. Sê ek dankie vir elke bonatuurlike goeie gawe wat ons uit U hand het ontvang het. Vader, ek wil bid. Seën vanmôre elke een wie deel van die bruid van Jaffa is reg deur die wêreld. Waar hierdie saad vanmôre val in Australië en Nieu-Seeland en verskillende state in Amerika en in Zimbabwe, selfs hier in Namibië, in Suid-Afrika, elke dorp. Ek wil bid dat U bonatuurlike doel bereik. Ek wil bid, Vader, red U die siele. Die woord sê te vergees bou die bouers as Jaffa nie bou nie, en te vergees veg die vegters as Jaffa nie veg nie. Jy self val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant. Nou julle te kom dit nie aan nie, want ek sluit julle in van agter en voor en bo en onder ook. En ek sê dankie dat ons in die hand is en niemand kan ons uithaal nie. Ons hoop is nie op konings en strydwaans en oorlogstoerusting en konings nie. Ons hoop is op U Vader Jaffa, die volëinder van ons geloof deur die bloed van Jaffa. Seën vanoggend se woord, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. Volk sê halleluja, halleluja. Volk van Jaffa sê halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir u baie spesiaal gaan wees. Ek glo dit gaan wees. En daarom het ek teruggegaan na Spreuke 10 vers 20 gisteroggend se gedeelte, want ons het nie daai versgedeelte klaar gemaak nie. Ek het nie die B gedeelte oor gepraat nie. Kan nie glo vinnig van die tyd ons nie, hoor. Hy sê die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Dit is purified. Dit is deur die Ruach geheilig. My tong moet weerspieël wat in my sielsdimensie aangaan. My tong moet uitstraal dit wat ek glo ek is.
As ek by die winkel verby stap en ek stap af verby en hier's peanut butter, grondboontjie botter, stories dan nie, grondboontjie butter. Maar die naam klink bit beter as hy sê Black Cat peanut butter. Weet jy wat? Daar's ander grondboontjie botter, maar ek ken Black Cat peanut butter. En hy het 'n smaak. Ek hou van grondboontjie botter, peanut butter. So nou en dan. Bietjie lekker konfyt op. Vanaand is dit vye konfyt is. Ek ken die produk. Want daai swart kat op daai bottel sê vir my wat dit is. Dit is so van dat ek 'n laaitjie was. Ons het met Black Cat peanut butter groot geword. So ek ken die produk. Verskoon my. Nou hy sê die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. So met ander woorde, soos wat ek die produk Black Cat grondboontjie botter ken. Want as ek nou sê swart kat grondboontjie boy, dit klink nie lekker nie op die tong nie. So dit wat uit my mond uitkom, moet die embleem wees van wat op die peanut butter botteltjie is. Verstaan jy wat ek sê? Hy kan sê Checkers peanut butter, maar en dan is hy nog amper 'n derde goedkoper ook. Ek weet nie. Maar wat het dit nou te doen met die woord vanmôre? Wel, die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer, kwaliteit, gesuiwer, gelouter, suiwer silwer. Dit wat uit my mond uitkom, het 'n embleemmerk. Dit het 'n kwaliteitsmerk. Dit wat uit my mond uitkom in hierdie dag is, dit gaan sê wie ek is. Dit gaan sê in my besigheid wat se soort baas ek is. Nee, maar ons glo nie meer in baase nie. So nuwe Suid-Afrika. Nee. Ons praat van wat se soort eienaar ek is. Wat se soort bestuurder ek is. Wat se soort voorman of voormeisie ek is. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer ek my motor bestuur, Tannie is mooi Afrikaans, né? Wanneer ek my motor bestuur, as daai taxi voor my indraai, dit gaan weerspieël of 'n Checkers peanut butter is en of dit 'n Black Cat grondboontjie botter is. Verstaan jy wat ek nou sê? Dis wanneer jy die stuurwiel vasgryp en jy skree seelinge. Verstaan jy wat ek nou sê? Die tong van die regverdige is uitgesoekte silwer. Is nie iets waaroor ek, as ek daar weg om my taxi gaan, dat ek moet sê, Vader, vergeef my, ek het nie geweet wat ek doen nie. Verstaan jy wat ek sê? Die hart van die goddelose is min werd. Dis die B-gedeelte. En die dag wil ek hê die Ruach HaKodesh moet die beste uit u uitbring. Die Ruach HaKodesh moet die beste uit my uithaal. Die bloed van Yahshua moet die beste uit my uithaal, dat ek kan skyn soos 'n lig wat se glas skoon gemaak is. Die hart van die goddelose is min werd. Hoekom? Want jy kan nie sy woord vertrou nie. Hy sê vir jou sê goeiemôre, dan blits dit buitekant so. Dan is hy weer besig, dan is hy besig om reg te maak om te reën. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan nie 'n goddelose vertrou nie. Want sy hart maak hom, sy sielsdimensie, maak hom om te lieg, om 'n leienaar te wees. En ek gaan dit vir jou bewys in vers 21. Die lippe van die regverdige help baie mense reg. Hulle help baie mense, die lippe van die regverdige. Onthou, ons het die 3 G's, die geseëndes, die gesaltes, die gunsgenote, en ons het die R, die regverdige. Hierdie regverdige slaan elke nou en dan uit. Hoe word ons regverdig? Ons word geregverdig deur die genadebloed van Yahshua. Ek is nie geregverdig uit myself nie, u is nie geregverdig uit jouself nie. Dit is genade oor genade, op genade, op genade. Die lippe van die regverdige help baie mense. Eerstens help dit ons om te bid vir hulle. Dit help ons om hulle reg te help. Dit help ons om hulle te skool in die woord. En daarom moet ons ook nie terugstaan om vir die waarheid op te staan nie. Vir die geopenbaarde woord.
'n kompromie aan te gaan nie. Ek dink aan my ander broer Wynand, ek wil hom maar net noem hier so, broer Wynand Brits, is baie lief vir hom. Jafis, daar's broer Wynand en suster Estel, en dan is al broer Wynand Brits, ander broer hier van Centurion. Diep Jafis ook, skerp. Skerp in die woord. Hy sal my skakel en sê, prof, ek verstaan wat jy sê, maar ek stem nie met jou saam nie. En dan sal hy sy stelling maak. En dan sal ek hom verduidelik, hoekom ek het so gesê het, hoekom ek het so verstaan en dit is so. Verstaan jy wat ek sê? Dis ons reg, as ons regverdig is, om seker te maak die woord word reg gesny. Ons is geroep in die woord. Ek wil dit in Engels sê. Dis nie net ek, omdat ek die professor is nie. Ons as Jafiste, we are custodians. Wat se ding is 'n custodian? Dit maak die Engelse woorde kom altyd eers by my. Ek het al my lewe lank gestudeer in Engels. Custodians is ouens wat goed oppas. Jy het in 'n museum het jy 'n custodian. Daai museum, dis sy verantwoordelikheid. 'n Custodian is iemand wat 'n verantwoordelikheid het om 'n sekere ding te doen. En Jaffa het ons as custodians aangestel. Onthou die woord. Ek dink custodians 'n goeie Afrikaanse woord is toesighouer. Maar 'n custodian is vir meer as 'n toesighouer. Dis iemand wat waak. 'n Custodian dink ek is meer iemand wat waak oor die woord. En seker maak dat daar nie kompromis gemaak word nie. En daar is sulkes reg oor die wêreld. En vernaam in hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord evangelie van Jaffa. En ek dank Jaffa daarvoor. En weet jy wat gebeur? Dit hou die woord, hierdie bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jaffa en Jaffa, deur die Ruach HaKodesh, dit hou het suiwer. Dit laat my voel dat ek kan môre doodgaan. Daar's ander manne en vrouens wat die woord sal suiwer hou, wat die woord sal preek, wat opgelei is, wat ek gaan nou weer 'n Engelse woord gebruik, agter sorry, maak jou ore toe, wat capable is. Capable, totaal bevoeg is. Dan nie, jy kan maar uit jou vingers uithaal. Totaal bevoeg, daar's nou 'n mooi woord. Wat bevoeg is om die woord te doen. Daar's verskillende selgroepe wat funksioneer deur die wêreld. Waarvan ons pastore wat die opleiding deurgegaan het, die 4 jaar kursus gedoen, hulle is capable, hulle het die verantwoordelikheid om custodians te wees. En nie net die pastoor nie, ook van die ander mense, nie net die wat die grade en diplomas gedoen het nie, maar selfs die woordstudente. Ons het so 3000 woordstudente wat nie studeer vir enige papier teen die muur nie. Dit gaan vir hulle net hoofsaaklik oor die woordkennis. Diep in die woord. Mans en vrouens, jonk en oud. Ek is so dankbaar, die lippe van die regverdige help baie mense reg. Dit moet ons motivering wees die naweek. Dat ek wil, as mense nie reg is nie, wil ek hulle reg help. Maar hoe help ek hulle reg? Onthou wat het die woord gesê? Die redder, stuur die skykie. Daai selfde ding sit agter op 'n vliegtuig, het jy dit geweet? Dit hou sy balans, laat hom links en regs draai, dit hou hom ewe, daai redder agter. As jy dit nie het, jy kan nie vlieg nie. So, ek moet versigtig wees wat uit my mond uitkom. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar ek moet versigtig wees. Weet jy hoekom? Want ek is besig met die koninkrykswerk van Jaffa. En die maklik sommige geselskap aan die gang te sit is om iemand te vra wat jou God se naam. Dis die heel maklik. Nie argument aan te sit nie. Nie argument aan die gang te sit nie.
Maar vir iemand te vra, wat is jou God se naam? Dit gebeur partykeer dat van ons mense, ons javiste, by plekke soos Lekker Rus, Nabospruit en daai plekke, en dan sit hulle party aande om 'n kampvuur, hulle moet 'n bonfire en sit en gesels en dan word verskillende onderwerpe bespreek. Ou pastoor Johan Pieter, een van ons, ek en hy kom jare van die Bybelskool af saam. In dieselfde kerk gewees, selfde genootskap gewees. Kom vir baie jare, selfde ouderdom. Sê hy vir my, so, hy's ook 'n totale javis in murg en been. Sê hy vir my, prof, weet jy, as ons by die Lekker Kamp is, dan sal die mense my altyd vra, rondom die geopenbaarde name. Hy sê, dan sit ons vir ure in gesels. Nie argumenteer nie, gesels. En as ons klaar, dan sê die mense, ek het goed gehoor vanaand, wat ek in my lewe nie eens geweet het bestaan nie. Maar hy sê altyd dieselfde groep mense nie, verskillende mense. Die lippe van die regverdige help baie mense reg, maar die dwaase sterf deur gebrek aan verstand. Hy gaan dood omdat hy stupid is. Gebrek aan verstand. Nou ek het 'n keuse. Gaan ek die dwaase los om te sterf? Aan min verstand? Of wil ek in hierdie naweek die een wees wat die saad van die ewige lewe wil saai? Ek het nie het werk om te doen. Tot maandag as Vader Jaffa lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.